Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 5de September. Koffiekuier 971. As jy vanmôre 'n bietjie van 'n geraas hoor, dan moet jy weet dit is so 'n bietjie werk wat hier by die pastorie gedoen word. Die muur tussen die pastorie en die kerk is besig om te kantel en van die potgieter is besig om daar reg te maak en hy boor gate en al daai dinge sommer vroeg in die gang. Ek wil vanmôre met jou 'n bietjie saamgesels vanuit Jesaja 32. Nou kan ek net gou vinnig daaroor sê, ons gaan eerskomende Sondag en ook die 14de stilstaan nie by die leesrooster tekste soos wat ons dit gewoonlik doen nie, maar wel by ander tekste wat aansluit by die seisoen van die skepping. September maand wêreldwyd word daar 'n spesiale fokus eintlik geplaas op die ekologie, op die skepping, op die feit dat ons as rentmeesters ook aangestel is om die aarde te versorg. En daarom so 'n bietjie van 'n fokus weg van die leesroosterteks af wel na Jesaja 32 toe vir vandag. En as ons dan in Jesaja 32 gaan deurlees, dan wil ek vandag eintlik net so 'n bietjie inleidende opmerkings maak oor die teks en die omgewing en die konteks van wat was die bedoeling hiermee. En Sondag DV in die erediens gaan ons die lyne so 'n bietjie meer deurtrek ook na die skepping toe. Maar as ons Jesaja 32 lees, dan moet ons onthou wat die groter doel van die hele Jesaja profesie eintlik is. Jesaja, hy tree op as profeet en hy het eintlik hierdie twee boodskappe. Aan die een kant verkondig hy oordeel, God se oordeel oor die volk, omdat hulle nie gehoorsaam is nie, omdat hulle eie geregtig lewe, omdat hulle nie God se geregtigheid nastreef nie, noem maar 'n klomp goed op. Maar dan ook aan die ander kant verkondig Jesaja altyd hoop, die feit dat daar by God vergifnis is, dat daar 'n terugkeer is, dat daar by hom nuwe lewe moontlik gemaak word. En dis 'n tema wat reg deur die Jesaja boek eintlik loop, vriende. En as ons dan nou hoofstuk 32 kom, dan lees ons hierdie woorde, en ek gaan net so gedeeltes van dit lees, maar in hoofstuk 32 vers 1 sê Jesaja, daar sal 'n koning kom wat reg sal regeer en amptenare wat reg sal laat geskied. Is dit nie iets wat vir jou op die oor val mooi nie, né? Ek dink dis tog iets wat ons ook in ons tyd begeer. 'n Koning wat reg sal regeer en amptenare wat reg sal laat geskied. En dan skryf Jesaja nou eintlik in tot by vers 8 so 'n bietjie oor hoe dit dan nou sal wees wanneer hierdie koning regeer, wanneer hy reg sal laat geskied en sy amptenare dit ook dan doen. Jy weet, hoe sal mense dit beleef? En dan in vers 9 lees ons hierdie woorde, wanneer hy sê, gee aandag, luister na my, julle vrouens wat so onbesorg lewe, luister na wat ek sê, julle wat so selfversekerd is. Julle wat nou so selfversekerd is, sal oor iets meer as 'n jaar rede hê om te bewe. Daar sal nie druiwe wees om te oes nie, geen vrugte om te pluk nie, en dan gaan hy so aan, en uiteindelik 'n klomp, kom ons sê maar oordeelswoorde, wat hy oor die mense uitspreek, oor hierdie vroue, maar hierdie vroue dan eintlik op ons kollektief, vir die hele Jerusalem. En dan in vers 15, hy skets die prentjie wat eintlik lyk soos 'n apokaliptiese fliek, van strate wat verlaat is, paleis wat leeg staan, diere wat weer terugkom in die stad in en so aan. En dan sê in vers 15, so sal dit wees, totdat die gees van bo af op ons uitgestort word. Dan word die woestyne vrugteboord, en word die vrugteboord so dig, dat dit vir 'n bos aangesien word. Maar in woestyne en 'n vrugteboord sal reg geskied en reg gedoen word. Wie reg doen sal vrede hê, wie volhard in reg doen sal vir altyd rus en sekerheid geniet. My volk sal in rustige velde woon, in veilige wonings, op plekke waar daar rus is en geen sorge nie. Al slaan al die bosse weg, al word die stad met die grond gelyk gemaak. Met julle sal dit goed gaan. Julle sal saai langs baie waters en julle sal beeste en donkies vry laat loop. Nou vriende, hierdie is 'n baie interessante gedeelte. Jesaja kom in hoofstuk 32 en hy kontrasteer eintlik die toekomstige regverdige heerskappy van 'n koning met die huidige korrupte leierskap wat daar in Juda was. Nou, in die tyd waarin Jesaja optree, Hizkia het baie hervormings gedoen teenoor sy pa Agas, hy het baie goed weer probeer regmaak, maar daar was ook maar 'n stuk korrupte lewe wat nog steeds deurgevloei het. En in hoofstuk 32 kom bied Jesaja eintlik so 'n visie
van hoop, van geregtigheid, van vrede, wat sal kom na die oordeel, nadat hulle eintlik aan hulle eie lot oorgelaat is. En soos ek dan nou gesê het, in vers 1 tot 8, vertel van hierdie toekomstige koning, wat natuurlik vir ons as Nuwe Testament gelowiges, heen wys na die koms van Jesus Christus, ons Messias, maar hy vertel van hierdie koning wat met geregtigheid sal regeer, waar mense in vrede en veiligheid sal kan leef, en waar die oë en die ore van mense sal oop wees vir die waarheid, en vir God se reg dan nou natuurlik. Dan draai die verhaal so 'n bietjie in vers 9 tot 14, wanneer Jesaja eintlik hierdie waarskuwing uitroep, na die klomp vroue, selfvoldane vroue daar van Jerusalem, maar soos ek gesê het, hierdie waarskuwing gaan nie net vir hierdie vroue nie, dit gaan eintlik kollektief vir al die inwoners van Jerusalem, en natuurlik ook vir my en vir jou vandag, wat in daardie tyd eintlik in baie absolute gemak en 'n stuk weelde geleef het, maar sonder om 'n bewussyn te hê van die onreg wat daar gepleeg word, van die ongeregtigheid wat deel geraak het van hulle samelewing se, kan ons amper sê, se fiber, se moral fiber, wat so korrup geraak het. En daarom sê Jesaja dan nou, dat met hierdie land wat dit nou so goed gaan dit omdraai. Daar gaan 'n stuk oordeel kom. Hierdie land wat vooruitstrewend en vrugbaar is, dit sal agteruit gaan, met die paleis wat leeg is en die stede wat verlate is, as gevolg van die feit dat die inwoners nie na God se geregtigheid gesoek het nie. En die mense nou hier kon ophou, maar dan het jy mos nou nie die evangelie nog steeds alles, die Ou Testament, gehoor nie. Want vanuit hierdie oordeelswoorde, gaan Jesaja dan in vers 15 tot 20, en hy die hoop kom as ware weer terug, wanneer Jesaja vertel, dat hierdie situasie, hierdie leestrate, hierdie vervalling van die land, sal aanhou, totdat die gees van God uitgestort sal word. En wanneer hy uitgestort is, die gees van God, sal ware geregtigheid en vrede en veiligheid weer teruggebring word. Die land sal weer vrugbaar word, en God se mense sal in 'n stuk stille vertroue op hom en op hom alleen weer leef en vrede vind. En hierdie vrede wat God bewerk, het mos nou natuurlik implikasies vir ons verhouding met hom, maar ook mense se verhouding onderling met mekaar, en inderdaad, en hier kom dit in, ook implikasies vir die manier waarop ons vrede met die skepping van God het, in vrede met die skepping saam leef. So, Jesaja kom in hoofstuk 32, en hy gee eintlik vir ons so 'n blik op 'n toekomstige, mens wil amper sê, ideale koninkryk van God, waar geregtigheid en vrede sal ingryp, en dit sal seëvier. Nou, as jy nou wonder, hoe bring ons hierdie teks uit, by die skepping, en by die natuur, en die versorging van die aarde, dan wil ek vir jou sê, hou so 'n bietjie vas, want Sondag gaan ek daaroor in die erediens met jou gesels. Maar in twee sinne, vriende, God se geregtigheid lê absoluut in die hart van alles wat ons as mense doen, en die manier waarop ons leef en ongeregtigheid aan een kant nastreef teenoor God se geregtigheid, het implikasies vir die totale vernietiging ook van die natuur. Ons as westerse, kapitalistiese, materialistiese, ek weet nie wat jy dit nog al sal noem nie, mense se ingesteldheid is mos, as ons eerlik wil wees, net meer en meer en meer. En ons doen dit ten koste van die natuur, die skepping, die natuurlike hulpbronne, ons water, ons lug, wat besoedel word, alle goeders, maar ook ons medemens, wat ons soms so uitbuit, tot op die laaste toe, om maksimum uit mense te kry, sodat ons die beste voordeel daarvan kry. Iemand het ons eendag geskryf en gesê, in die moderne lewe het die drie eenheid van die Heilige God, Vader, Seun en Gees, is dit by baie mense vervang met die onheilige drie eenheid van me, myself and I. En dit lê in die hart van wat Jesaja oorskryf, om te sê, wanneer mense selfgerig raak, wanneer mense selfgerig leef, dan gaan geregtigheid by die voordeur uit, en dan verval alles in hierdie lewe. Maar Sondag gesels ons 'n bietjie meer daaroor. Kom ons sit vanmôre, dan bid ons ook saam. Here, wanneer ons nadink oor u skepping en oor geregtigheid, dan moet ons, Vader, ook ons koppe in skaamte laat sak en sê dat ons so dikwels, eintlik maar meestal, baie eie geregtig en selfgerig lewe. Dat ons as mense maar hierdie ingesteldheid het om altyd te soek en te vra na, hoe kan ons die meeste kry, die beste kry? En dit ten koste
van ander mense, ten koste van u eer, ten koste van u skepping ook hier op aarde. En as ons dan vandag en ook Sondag en volgende week Dinsdag bietjie nadink oor hierdie teks uit Jesaja uit, dan is ons gebed, Heilige Gees, dat u self wat die vernuwing bring, ook in ons harte en gedagtes sal werk, om ons opnuut weer te laat besef, dat ons deel is van u koninkryk, dat ons rentmeesters is, wat ook verantwoordelikheid moet neem vir hierdie skepping wat u aan ons gegee het. Seën vir ons en wees met ons ook in hierdie naweek. Dit bid ons, Here Jesus, in u naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike naweek. Ek wil jou uitnooi in voorbereiding op Sondag om so 'n bietjie oop oë te lewe vandag en môre en vir jouself te vra in die omgewing, in die konteks waar jy leef en woon en werk en speel en bly, om 'n bietjie jou oë oop te maak vir die skepping se vernietiging. Op watter maniere het die mens en ons greediness, ons gulsigheid, al die skepping in jou konteks ook begin vernietig? Op watter maniere? Maak maar so lysie sommer net, dat ons lekker daaroor kan saam nadink ook. Intussen tyd, geniet jou koffie, ons gekuier dan Sondag en volgende Dinsdag weer saam. Mooi loop.